Kyk, nou dat ons neuse gevul is met die heerlike reuke van die hoender curry pasta, is dit tyd om bietjie ons ore en ons harte te vul met musiek nostalgie, saam met JJ Stevens, wat bekend staan as Mr. Romantic of Boy van Benoni deur sy vriende, maar hy is ook 'n musiekkenner en omroeper en musikant. Dis lekker om jou hier te hê, JJ. Baie dankie. Baie dankie dat ek hier mag wees vandag. Ja. Vertel vir ons bietjie, jy is al lank in die musiekbedryf en jy het baie musiekkennis. Wil jy voor of na die groot trek begin? Kom ons maak dit maar na. Hierdie kant van die Ossewaans. Okay. Waar het daai oomblik gekom? Was dit toe jy as 6-jarige seentjie Elvis was, wat jy besef het jy is so lief vir musiek en veral die country genre en die ouer genre? En wat se musiek het gespeel? Dis ons sosiale media vraag vandag, toe jy groot geword het in jou ouer huis. Wel, Elvis Presley uit die aard van die saak was die grootste kunstenaar op daai stadium. Dan het jy ook natuurlik Bing Crosby gehad en die goeie stemme van daai tyd. Daar was die wonderlikste stemme. Maar Elvis is die ou wat die indruk op my gemaak het. En my ma het my vertel dat as ek 'n kind was, dan het ek as ek iets oor die radio gehoor het, dan het ek dit gesing. Want ek kan letterlik sing van as ek begin praat het. En dan sê my ma net, wil jy nie uit die huis uit gaan nie, want as ek jou nie sien nie, dan hoor ek jou, jy maak my klaar. En ons het 'n buite toilet nog gehad op daai dag, met die sinkdak en so. Dan gaan sluit ek myself in die toilet toe, dan sing ek. So jy het nie in die stort gesing, jy het in die toilet gesing? Ek het in die toilet gesing, dis waar. Ten minste het sy altyd geweet waar jy is, want sy kon jou hoor. En die mense langs aan op, en dan gooi hulle klippe op die dak om my uit te kry, want jy weet, ek het gedink, ek is ook Mario Lanza, jy weet so. Ja, dit is, ek is nou 'n lang tyd met die ding besig. Uit die baarmoeder uit. Ja, letterlik, ja. As jy so terugkyk na die loopbaan oor die jare, wat het vir jou uitgestaan? Wat vir jou lekker om vir jou te sê, okay, ek gaan hierdie aanhou doen? Ek weet, dit is 'n moeilike vraag. Iemand het eendag vir my gevra, hoekom het jy musiek gekies? Jy het nie 'n keuse nie. Musiek kies jou. So, dis net iets wat jy moet doen. Ja, daar's hierdie drang in jou en dit moet uiting kry, jy weet so. Jy het nie 'n sê in die saak nie, jy moet net aangaan. Ek hou net van verskillende genres van musiek. Ek kan nie dink dat ek net een tipe ding wil sing nie. As iets mooi is, wil ek dit graag sing. Ja. En as ek die stem sou gehad het, dan sou ek nou opera musiek ook gesing het. Soos Mario Lanza, jy weet, maar ek het er nooit daar uitgekom nie. Maar ja, ek sing oor een of meeste genres. Of het nou gospel is, of jy weet, Afrikaans, Engels, rock, blues, jazz, wat ook al, jy weet, vir my mooi is dit sing ek. Ja, ek dink ek onthou toe jy op Noot vir Noot Engelbert Hamperdinck Dis korrek, ja. Kom sing het. Dit was dan lekker, was het nou gesê, die Noot vir Noot was altyd op Saterdae-aande, het dit ook so hard gebler dat die bure ons met klippe wou gooi. Wel nie ons nie, die TV. Maar hooplik nie vir my nie. Ja. Maar jy het ook 'n verskriklike groot liefde vir country musiek. Jy het 'n country program ook aangebied, baie country albums al uitgebring. Ja. Wat maak country, dink jy, vir jou so belangrik? Weet jy wat vir my pragtig is van country musiek? Elke liedjie vertel 'n storie. Die Engelse woord is substance to it, verstaan jy? Ons kyk na die popliedjies van vandag. Dit is een lyntjie of een riff wat oor en oor weet doodslaan tot die dood toe. Met country musiek, hierdie ou gaan sit in 'n kroeg en sy perd is dood en sy vrou is dood. Jy weet, en hy sê, jy weet, as ek so aangaan, gaan julle teen die einde van die week my naam op klip uitkap by my graf. Jy weet, so daar's soveel emosies waarmee die ouens deel, jy weet, verstaan jy? En daar's altyd 'n trein en 'n trok en 'n kroeg en 'n vrou en 'n, jy weet, en 'n perd, jy weet so. Dit het my verskriklik my verbeelding ingegryp. En dit gaan letterlik terug tot die 70er jare. So ek het nou genuine country musiek ontdek, jy weet, en ek kan nie seker 'n loopbaan daarvan gemaak nie, want ek het baie ander goed gesing, maar dis iets wat geresoneer het met my. En jy het nou al hoeveel jaar uitgesaai? Ja. As omroeper? Ek het al 27 jaar. Jo. Ek het verlede jaar my laaste pos was by Lekker FM in Pretoria en ek het net weet wat gebeur is ek skep myself af as kunstenaar.
Jy weet, want ek raak so verdiep in die radio en die navorsing wat ek moet doen. Jy weet, om 'n program aan te bied, jy weet self, jy kan nie net as ek 'n uur program aanbied, moet ek 3 ure se werk gaan doen. Ja. So dit vat baie van jou tyd, jy weet. En ja, ek het net op 'n kol besef dat ek is besig om my sangloopbaan so 'n bietjie op die agtervoet te skuif, jy weet. Ou moet so 'n bietjie daaraan werk. Ja. Beteken dit hierdie jaar gaan ons al hoe meer nuwe vrystellings van jou sien? Wel, dis definitief die plan. Ja, hierdie liedjie lê al vir 'n geruime tyd op my tafel. En ek het verlede jaar by my platebaas Kopie Koen, ons vrouens is vriende. En toe het nou hierdie plantjie daar, jy weet. Jy kry 'n stiggie en daai gestiggie en wat ook al. Dis nie een van daai dae. En toe ons nou loop, toe sê hy vir my, dink jy dis tyd dat jy iets bietjie doen vir 'n verandering nie? Jy weet, en toe sê jy seker iets wat rond lê. Nou ja, toe gaan krap ek die liedjie uit wat nou al rukkie op my tafel lê, ja. En die môrester is vir my so 'n mooi teken van hoop, want dis 'n konstante. Al verdwaal ons of ons loop in sirkels, die môrester kom elke oggend op. Jy het nogal 'n diep betekenis in hierdie liedjie vasgevang. Dit was die hele idee gewees. Die môrester is eintlik Venus, né? Ja. Die môrester is wat die wyse manne na Christus toe gelei het. Daar's baie betekenis aan die môrester. In 'n menslike hoedanigheid het ek gesê dit is ons happy plekkie. Jy weet, daar waar ons veilig voel, daai veilige hawe, dit is die môrester. En ek het nou in die liriek nou rondom dit gespeel van waar ons is nie verskiete sterre nie. Ons kan opstaan uit die as van gister, jy weet, en ons bly nog steeds mooi blomme in die nag se tuin, jy weet, sulke tipe goed. Maar dit speel als om daai veilige plekkie, jy weet, die sterretjie. Sjoe. Dis mooi gesê daar. Ja. Die skryfproses, as jy nou dink aan jou skryfproses en hoe jy by jou betekenisse uitkom, hoe lank skryf jy? Jy weet, skryf jy 'n bietjie liedjie dan los jy hom, dan skryf jy verder. Hoe werk dit vir jou? Dit hang af van liedjie tot liedjie. Ek het so 'n paar jaar gelede het ek 'n country album uitgebring. En op die country album se liedjie met die naam van A Second Chance. En ek het letterlik daai liedjie oor 35 jaar geskryf. Oh, wow. Ek het 'n gedig geskryf en daar in my boek gebly. En toe ek nou die album opneem, toe besef ek is 'n liedjie kort. En toe gaan krap ek nou in die boek en toe sê ek, "Maar my maggies, ek kan die ding nou klaarmaak." Want dit is ook 'n tyd in my lewe wat ek so 'n bietjie hartseer en goed deurgegaan het. En dit is toe daar vasgevang en ek het 'n wonderlike vrou. En toe ek die twee goed bymekaar bring, toe besef ek maar hierdie is my tweede kans. Sjoe. weet? Ja. En dit is letterlik die liedjie se naam is 'n tweede kans, 'n second chance. Want ek het hierdie wonderlike vrou wat my die tweede kans gegee het in my lewe op geluk. Jo. By die môrester se punt. Dankie. Ons sien uit om na hom te luister. Dankie dat jy op hierdie punt by ons kom draai het en ons sien uit na die res van die vrystellings wat die jaar gaan kom. Baie dankie, daar gaan definitief nog 'n paar kom. Ons is nou weer op dreef. Ja. Baie dankie JJ Stevens wat nou meer tyd op hande het om bietjie musiek vry te stel en nie net sy musiekkennis met ons te deel nie. Bly ingeskakel vir nog groot ontbyt.